Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dit is nou tyd vir jou sport saam met ons goeie vriend Arnold Geerts. Arnold, hoe lyk die dinge? Hoe was Vadersdag gister? Wonderlik. Ek dra my Vadersdag geskenk. Ag, is dit nie oulik nie? En hulle het geweet presies 100% reg. Ag, brilliant. Hulle ken my baie goed. Ek is so bly om dit te hoor. Julle sinne? Ja, lekker rustig. Lekker baie nice gegaan. Ja, ek tasse moes uitpak en ronddraai. So. Ja, daar sy. Fantasties gewees. Vanoggend eerste ding, so 2 uur ons tyd, JJ Spawn het 'n baie nat en 'n brutale Oudtshoorn oorkom, maar hier is die interessante ding. 17de puitjie, Pieter, is 290 meter lank, dis 'n syfer 3. Ja. Hy moes 'n drywer slaan en 'n 2 gemaak daar. Ja, hy moes drywer slaan daar en 'n 2 gemaak en toe op die 18de van 65 voet af het hy getweeset en dit is toe nou dit. Hy het uiteindelik gewen met 2 houe, maar om die Amerikaanse Ope op daai golfbaan op Oudtshoorn te wen is iets baie spesiaal. So hy was 2 oor 72 vir sy laaste ronde en 1 onder, die enigste speler wat onder syfer klaar gemaak het. Hy was 2 voor Robert McIntyre van Skotland. Al 2 Suid-Afrikaners het 'n kans gehad in die laaste ronde. Ongelukkige Tristan Lawrence so effens uit die bus uitgeval en Christian Besuidenhout, hulle was gesamentlik 12de op 6 oor syfer nadat hulle onderskeidelik 72 en 75. Wel as 'n ou dink aan die baan en jy dink aan die weeromstandighede is 12de overall nie te bad. Ja, glad nie onaanvaarbaar nie. Dis net as jou kanse kom met jy hulle vat. In daai geleenthede moet jy die kanse reg identifiseer. Ja. En dis nie altyd maklik op die Amerikaanse Ope baan nie. Jy het selfs verlede week gesê daai baan is ontsettend moeilik om te speel en al die tipe goed en uitdagings wat hulle in die gesig staar. So well done. Ek het nog nooit van 'n JJ Spawn in my lewe gehoor. Was hy 'n underdog? Was hy enigstens? Ja, kyk, hy het die afgelope paar weke werklik waar goed gespeel en in die spelerskampioenskap het hy en Rory McIlroy uitgespeel. So nee, he's been there or thereabouts. Yes. But he's a solid player and this obviously is going to elevate him. Die ander ding wat interessant is, net vlugtig, is die spelers is so gereeld onder syfer. Inskiet 66, 65 en ewe skielik is jy oor syfer en dit bring 'n ander tipe van druk en dit het ook iets aan jou uit te waai. So. Dan 6 van ons grootnaam bokke is beseer. Ongelukkig wêreldspeler van die jaar. Pieter Stef de Tooy is vrygestel uit die bokgroep. Hy is ongelukkig effens seer, het 'n SA rugby verklaring gister gesê. En dis die 32-jarige flankenslot wat vir Toyota Verblitz speel in Japan is een van hulle. Dis wat ongelukkig wat hulle gaan uitmis. Van 28 Junie tot 19 Julie teen die Barbarians Italië wat ons teen 2 keer speel en dan Georgia wat ons ook teen sal speel. Sitte Gerard Steenekamp en Tutu Mkunu, agste Mariano Augustus en Cameron Hanekom en dan die Center Lucanio Am is ook weens beserings losgelaat. Het hulle vir ons gesê wat is fout met Pieter Stef? Ek weet nie op hierdie stadium nie. Ek dink toe ek laas gehoor het was dit 'n bobeen besering. Wat ons rede tot kommer. Ja, maar op hierdie stadium in hierdie 4 toetse ons sal raak wees. Ek dink ook daar is oor die 54 spelers wat gekies is vir die kamp, nê. So ek dink die kombinasies waarvan jy ook verlede week gepraat het en die opsies wat Rassie het gaan eintlik ons goed cover. Touch wood, like I hope that it's going to go that way, but ja, die span dit nie ook nou met die afgelope wêreldbeker wat die rugby betref al bewys nie. Jy weet dat daar so lekker diepte is. Precies. En ander ouens wat hulle kan gebruik so. En ons weet dit. En dis hoekom dit lekker is om hierdie ouens te sê, boys gaan word beter, gaan word gesond. Ons sien gebruik ons. Maar aan die ander kant ook hartseer vir hulle want ek meen dis nie aldag wat jy die geleentheid kry om teen hierdie spanne uit te dra. En Augustus is juis een van die ouetjies wat splinternuut is in die groep en nou gaan hy nie kan speel. Maar kom ons hoe. En dan Pieter, miskien wil jy nou 'n kamer verlaat. Die eerste reus Leinster het nou uiteindelik al 4 jaar lange droogte in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap gebreek om Saterdag 'n eensydige eindstryd teen die Vodacom Bulle op Croke Park te wen. En is eintlik 'n telling wat die Bulle vlei, want Leinster het van die begin tot die einde genomineer, maar wat vir my die ergste was is daai eerste skrim. Toe die Bulle sak en toe hulle agteruit gaan. Toe weet ek. Nee, dis verby. Ongelukkig. Ek weet nie van julle nie, maar ek was net so gerattel. Ek kon nie glo nie. Ek dink in die eerste 10 minute ek gedink. Ja, hoe gaan aan? Ja. Maar Leinster het dit verdien. Hulle het hulle huiswerk baie goed gedoen. Die Bulle het hulle beste probeer, maar dit was net nie hulle dag nie. Maar dit is soms hoe dit is, nê. Jy kan nie alles wen nie. En die feit dat hulle by daai finaal uitgekom het is reeds a testimony to how well the Vodacom Bulls have played this season. So well done to them. They didn't win, but every day is not your day. So baie lekkerder geweest as dit anders te onwaar. I will. Let him come here. I'll tell him it's okay, Jakey. So baie lekkerder geweest dit anders te om, maar nou ja, dan moet ongelukkige verloorspan ook wees. En dan laastens,
een van die beste dae van my lewe. Een van die beste dae van my lewe. So luister net gou hierso. 9722 dae en nou uiteindelik is die wag verby. Die Proteas IKR Wêreldtoetskampioenskap op Lords teen Australië het 27 lang jare gevat om uiteindelik al die hartseer so weg te flush. Wys, waar is jy met jou knoppie? Ja. Ek wil julle hierdie prentjies wys. So stel jou nou voor, Vrydag, Aiden Markram en Themba Bavuma het bymekaar gekom. Ons het nodig om 282 te maak om te wen en ons verloor 'n vroeë paadjie en toe uiteindelik op 102 aan die einde van die dag se spel is dit wat waarmee ons klaar gemaak het. Aiden op 102. En dit was hierdie is bloot net wonderlike prentjies. Want soos Aiden so toe nou afstap en opstap deur die longroom en gaan rus. Ja. Hy sy kop so vasgehou en dit was net bloot fantasties om te sien. En wat my aanbetref, jy kan nie sulke oomblikke enigsins op 'n ander manier sien nie. Dit was in baie opsigte was die wen deur die span nie net vir hierdie generasie nie, maar vir al die generasies wat van tevore. Ek dink terug aan 93 toe daai tellbord in Australië gesê het 22 of 2 balls. Ja. Ek dink terug aan Lance Klusener en Alan Donald wat roep en dis nie daar nie en dit gebeur nie. En ek dink terug aan Herschel Gibbs wat die bal het val het opgegooi het. Al daai oomblikke donker hulle se span wat die verkeerde somme gemaak het. Ja. Dis net bloot skrikwekkend. En nou uiteindelik dis alles verby. Ek hoop dit is nou presies wat hulle nodig gehad het ook vir die pad vorentoe. Ja. En die wonderlike ding is as dit ware, as jy geluister het na elkeen van die houe en die paadjies wat geval het, wat goed was vir die Proteas. Dit was oorweldigend Suid-Afrikaners op Lords. Dit was soos 'n tuiswedstryd wat aanbetref. En daarvoor kan mens nie vir die Suid-Afrikaners genoeg dankie sê nie. Hulle het daai ding gedra tot 'n groot mate toe. Ek is net so bly dat ons nou iets het wat ons kan sê, ons het daai trofee gewen. Ek het gister op Instagram gesien die foto van Themba Bavuma en sy klein seentjie en ek was net gone. Dit was net so, imagine that you are the captain that carried this team this far to achieve these great heights. Ros, you know they call it a mace. You get that? Yes. I want to know. Wys my jou mace. Yes, please. Yes, please. Baie dankie Arnold. Dit is nou jou sport vir nou. Net hierna gaan ons bietjie meer leer oor die Robotics League. Bly ingeskakel net waar jy is. Ons is nou terug.